Vandag sê ons gesels nog steeds oor sielskos op die strand. En vandag gesels ons spesifiek oor jy kwalifiseer steeds. Ons lees Johannes 21 van vers 12 en 13 verder. Dis waar uit die konteks kom. Dis 'n breakfast op die strand. Mannekamp en Jesus is die spreker. Dit gaan hier oor 'n klomp moederlose disippels, so 7 van hulle. Hulle is baie ontnigter. Ons lees hierdie verhaal in Johannes 21, soos ons genoem het. Kom ons vra hierdie vraag. Hier is die disippels dalk ontnigter, kwaad, dalk voel hulle benadeel. Dit is so dat gebeure of dinge ons in die steek laat. Ek dink hier aan my ervaring met produkte wat blink en mooi lyk, maar die gehalte daarvan uiters swak is en nie voldoen aan die funksie waarvoor dit gebruik moet word nie. Dit is waar dat dinge op ons teleur kan stel, soos 'n kar wat breek op pad met 'n vakansie en nou staan jy en jou gesin langs die pad en niemand wil jou help nie. Jy haat elke soortgelyke model van daai soort motor hoor. Dis asof ons gou oor dinge wat ons teleurstel kom, want ons kan dit vervang, ons kan dit regmaak, ons kan dit reggooi. Wanneer teleurstelling en ontnigtering kom en daar is nou mense in die prentjie, daar is 'n gesig, 'n mond wat praat en venyndige woorde, is dit moeilik om teleurstelling of teleurgesteld of ontnigter te raak oor iemand en lank daarmee te vroeg en te stoei met dit. Veral wanneer ons dinge aan mekaar beloof en onderneming gee, ek bly getrou tot die einde, my skat, ek bly by jou, jy is my enigste, dan is daar ontnigtering in besigheid, transaksies, ontnigtering in beloftes wat gegee word, ontnigtering in beleggings wat jy maak. Soveel dividende is beloof, soveel profite gaan gelewer word en uiteindelik vind jy dat jou pensioen daarmee heen is. Mense, ons lewe in 'n werklike wêreld waar seer gemaak word en ons ook seer maak. Ons moet deel daarmee. Die disippels voel, hulle missie het tot 'n einde gekom. Hierdie wonderwerkende Jesus, die een wat uit die dood laat opstaan en die een wat siekes gesond maak en blindes laat sien, ensovoorts, ensovoorts. 'n Oorvloed van wonderwerke, baie historiese gelykenisse wat vertel was, profeseë wat waar geword het. Dit lyk nou vir hulle asof dit alles net op niks uitgeloop het nie. Hulle verwagting is verpletter, dis nie moeilik om ontnigter en teleurgesteld te word nie, maar daar was 'n kruis. Daar was 'n oop graf. Daar is niks wat ek en jy daaraan kan verander nie. Al wat jy dit weg filosofeer en ontkenning daaroor gaan, bly die waarheid van die kruis staan. Jy is betrokke by alles wat gebeur het aan hierdie kruis, die werklikheid van 'n leë graf, die opstanding uit die dood. Dit alles was met die oog op jou, op ons. Dis 'n feit. Hierdie boodskap oor wat Jesus vir jou gedoen het, gaan jou agtervolg tot die einde van jou lewe. Jy gaan voor die keuse moet staan om Jesus in die oë te kyk en soos Petrus te sê, nou maar goed, kan ons nie maar net weer gesels daaroor nie. Jesus staan by die deur en hy klop en hy wil inkom en eenvoudig saam met jou 'n maaltyd geniet. Hoeveel keer het ek in die uitsendings herhaal dat Jesus eenvoudig net wil inkom sodat jy kan gesels. Hierdie wonderlikste goed gebeur tydens etes. Nou terug by die strand roep Jesus vir Petrus nader. Hy trap hom nie uit nie. Ek dink as dit ek sou wees, of jy, sou dit heel moontlike uittrapperade wees met allerhande beskrywende woorde, omdat Petrus nie daar was toe Jesus hom nodig gehad het nie. Petrus het dan na Jesus gestaan en kyk toe die soldate hom geslaan het. Hy het dit alles gesien en julle ken die verhaal hoe Jesus verloon het. Van ons oogpunt sou ons verwag dat Jesus hom beet kry. Wag net tot ek opstaan, mannetjie, dan gaan ek jou kry. Nee, Jesus begin met wat saak maak. Hy wil oorbegin, hy wil nie begin. Hy begin met die vraag, Petrus, het jy my lief? Agape is die Griekse woord. Het jy my lief met 'n goddelike liefde? Petrus se antwoord egter is interessant. Hy sê, u weet dat ek phileo, u weet dat ek u soos 'n broeder lief het, soos 'n vriend, 'n menslike liefde, soos 'n pel, 'n nice ou.
Here, U weet dat ek dink U is nice. U sê die mooiste goed en is lekker om saam met jou hier uit te hang, Jesus. Jesus herhaal, het jy my agape lief, met 'n goddelike liefde? Petrus sê, Here, U weet dat ek jou like. Ek hou van jou. Vir 'n derde keer vra Jesus, het jy lief soos 'n pyl? U sien, Jesus verander sy keuse van 'n woord daar. Is ek net 'n vriend, 'n pyl? Is ek net die een wat wonderwerke doen? Is ek net die een wat vir jou baie visse kan laat vang? Is ek die een wat 'n verskil maak tussen links van die boot en regs van die boot? Die skrif vertel ons dat Petrus hartseer gebord het met die derde keer, omdat Jesus sy laaste vraag aangepas het na, het jy my net soos 'n vriend lief? Petrus besef, Jesus sien sy hart, en dat sy antwoord die reine waarheid was en bly. Is dit nie tog waar dat ons soms skuil agter vlei woordjies of woorde leen uit ander mense se gedigte en sange en ons ware gedagtes weg te steek agter als? Jesus daal eintlik af na Petrus se vlak. En hy gebruik dieselfde woord vir liefde wat Petrus gebruik het. Maar dit verander nie Jesus se hart nie. Luister mooi mense, hy diskwalifiseer Petrus nie. Ons sukkel om hierdie hart wat Jesus teenoor die mensdom openbaar te verstaan. Soms diskwalifiseer ons onsself omdat ons reken ons dink of ons praat of ons doen nie reg nie. God diskwalifiseer niemand nie. Elke mens is ingesluit in Jesus se liefdesdaad aan die kruis. Elke mens word geroep om hierdie waarheid te ontdek van sy onvoorwaardelike aanvaarding. Hy sê dat hy nie die aannemer van die persoon is nie. Hy word nie afgesit deur jou verkeerde dade nie. Daar is niks wat jy kan doen om hom meer of minder lief vir jou te maak nie. Jy moet dit van hom glo. Kom ons aanvaar dit. Jy kan maar sy uitnodiging hoor. Breakfast is gereed. Hy wil jou eerlike hart hoor. Hy wil jou bedien met wonde hande. Die ete en sy wonde is joune. Hy kyk na ons soos ons volmaak in Christus is. Laat jou hart dit hoor en maak dit vas deur ja te antwoord. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat U nie deur my verkeerd versoek kan word om anders oor my te voel nie. Dat ek steeds kwalifiseer vir U seën in my lewe, omdat Jesus opgestaan het en dit moontlik gemaak het vir my. Amen.